Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het, en wat nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir u, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Wie sou een enkele stonde voor u, o Heer, bestaan? Maar nee, daar is vergewing altyd by u gewees. Daarom word u met bewering regkinnig gevrees. Met ons kinders sê, die woord stonde beteken u. U kan een uur voor die Here bestaan. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God wat jou uit Egipte land en die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig
en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ywerig gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ywerig gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbeid en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En ons dank U dat jy deur die Heilige Gees die geloof in ons hart werk en die diepe behoefte dat ons U soek. Nou pleit ons, Here, as ons in hierdie uur saam met U is, seën ons. Wil U gee, Here, dat ons die heiligheid van hierdie oomblik en die warmte van U nabyheid by ons, by ons kerk mag belewe. Wil U ons leer uit U woord, dat dit in ons hart en in ons verstand kan ingaan en bly. Ons bid dit spesifiek, Here, omdat ons ons sondes ken. Ons weet hoe verhard ons baie keer is in onsself. Ons ken ons verwaandheid. Ons weet ook, Here, dat ons dikwels nie U heiligheid dien nie, uit vrees vir die wêreld of ander ook nie ook al se mening. Dat ons daarmee, Here, die verhouding tussen U en ons ken. Nou pleit ons, vergeef ons sondes. Here, ons weet dat U ons nie net ons sonde vergewe nie,
dat hy ons verander, uit ons wese uit verander, dat ons nie lus het om sonde te doen nie. Here, verander ons, sodat ons die sonde kan ken. Want ons bely ook voor U, dat dit dikwels vir ons swaar is in hierdie tyd waarin U ons laat lewe, omdat die sonde en die leuen en die waarheid aan die ander kant dikwels baie naby aan mekaar kom, en ons nie altyd meer kan onderskei tussen wat nog reg is, of wat al verkeerd is nie. Lei ons, o God die Heilige Gees, want sonder U leiding sal ons nie tot U eer kan lewe en kan kerk wees nie. En dan dank ons, Here, vir alles wat U ons gee. Hierdie seisoen se reën, gesondheid. Here, soveel genade dat ons lewe. En dan vra ons, by al die goedheid en die gawes en die guns wat U ons gee, lei ons dat ons roeping verstaan, en dat ons in hierdie wêreld, wat so baie mense U nie meer ken nie, omdat hulle U nie wil ken nie, dat daarvan ons elke een, en ook van ons kerk, suiwer getuienis sal uitgaan, van U almag, U liefde, U goedheid, maar Here ook van U oordeel, as daar verharding is. Seën ons om nou in U woord. Daar is baie dinge in U woord, Here, wat ons lees, en dit gaan by ons verby, sonder dat dit insink in ons die diepte daarvan verstaan. Leer ons vanmorgen met U woord weer, bevestig weer U goedheid en U vaderskap oor ons, en dat ons nie as U kinders weer hier mag uitstap. Ons dink aan hulle, Here, in hierdie gemeente, wat iemand van die dood afgestaan het, wat deur U kom haal is, vir diens in die koninkryk. Ons dink aan die hartseer wat hulle deurmaak in hierdie tyd, en alles wat daarmee saamgaan, en ons dra aan U op, dat U self hulle troos, en die troos wat by hierdie tyd verbygaan, die troos van vooruitsien na die ewige lewe, wanneer ons wat in U gedeel het, weer saam by U is in volmaaktheid. Seën ons nou, om U naam ontwil. Amen. Psalm 131 se 4de vers. Ek gee my gees oor in U hande, my redder wat my trou en veilige hoede hou. Ek haat hul wat met offerbrande wil neerbuig voor die gode. Ek steun op God in node. Nou weet ons, hierdie is 'n kruiswoord. Ek gee my gees oor in U hande, en in hierdie psalm word dit nou prakties toegepas op hierdie lewe. Dit sluit ook aan by ons preek, want in die preek kan ons ook kyk na dit wat ons verlede week herdenk het, in die kruisiging en in die opstanding, en dan vanmôre spesifiek, hoe pas dit toe? Kom ons sing Psalm 131 vers 4, en dan lees ons 1 Samuel 15, 'n gedeelte saam. Broeders en susters,
1 Samuel 15 is 'n baie bekende gedeelte. Dis die gedeelte waar Samuel na Saul se oordeel nie betyds opgedaag het vir die offer nie. En wat toe gebeur het rondom die offer wat Saul dan nou self bring. Kom ons lees saam van vers 9 af. Maar Saul en die manskappe het Agag gespaar. En die beste van die kleinvee en beeste en die naasbestes en die lammers en alles wat van waarde was. Dit wou hulle nie met die bandvloek tref nie. Maar al die goed wat veragtelik en vervallen was, dit het hulle met die bandvloek getref. En die woord van die Here het tot Samuel gekom en gesê, ek het berou gekry dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my afvallig geword en my woorde nie uitgevoer nie. Broeders en susters, hou nou vas aan hierdie woord afvallig, want in die preek gaan ek aantoon hoe Agag en sy familie alles en ook ons terugspeel in hierdie woord in, van my afvallig geword en my woorde nie uitvoer nie. Toe het Samuel kwaad geword en die hele nag deur die Here aangeroep. Maar vroeg die môre het Samuel ontklaar gemaak om Saul te ontmoet. En aan Samuel is meegedeel en gesê, Saul het in Karmel gekom. En kyk, hy het vir hom 'n gedenkteken opgerig. En hy het weggedraai en verbygegaan en afgetrek na Gilgal. Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, mag u geseënd wees deur die Here. Ek het die woord van die Here uitgevoer. Daarop vra Samuel vir hom, maar wat vir 'n geblaar van kleinvee is dit in my ore, en 'n gewulp van beeste wat ek hoor. En Saul sê, van die Amalekiete het hulle dit gebring. Want die manskappe het die beste kleinvee gespaar om aan die Here u God te offer. Maar die ander het ons met die bandvloek getref. Luister nou weer hier, want die manskappe, net nou wat die Here gesê, sou hulle dit gedoen. Nou sê hy, die manskappe het die beste kleinvee en beeste gespaar om aan die Here u God, nie nou meer sy God, die Samuel se God waarvan hy nou praat, dit is 'n ander saak, te offer, maar die ander het ons met die bandvloek getref. Presies Samuel vir Saul, dat ek jou kan meedeel wat die Here vandag met my gespreek het. En hy antwoord dan, spreek. En Samuel sê, is jy, hoewel jy klein was in jou eie oor, tog nie die hoof van die stam van Israel nie. En die Here het jou as koning oor Israel gesalf. En die Here het jou op die pad gestuur en gesê, gaan heen, tref die sondaars, die Amalekiete met die bandvloek, en veg teen hulle, totdat hulle vernietig is. Waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister nie? En op die buit afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oor van die Here. Toe sê Saul vir Samuel, ek het na die stem van die Here geluister en gegaan op die pad waar die Here my gestuur het. En Agag, die koning van Amalek, gebring, maar die Amalekiete het ek met die bandvloek getref. Maar die manskappe het van die buit, die kleinvee en die beeste geneem, die beste van die mangoed, om aan die Here u God in Gilgal te offer. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister
beter as die vet van 'n ram. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry en eiesinnigheid is afgoderry en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Sê Saul vir Samuel, ek het gesondig, omdat ek die bevel van die Here en u woorde oortree het, want ek was bevrees vir die manskappe en het na hulle geluister. Vergeef dan nou tog my sonde en kom saam met my terug, dat ek die Here kan aanbid. Maar Samuel sê vir Saul, ek sal nie met jou saam teruggaan nie, omdat jy die woord van die Here verwerp het. En nou het die Here jou verwerp om koning oor Israel te wees. Broeders en susters, die hele deel is eintlik ons teksvers. Maar luister nou weer na vers 22. Het die Here gehaal in brandoffer en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here. En nou 'n baie skerp uitspraak. Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer. Om te luister beter as die vet van rama, want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry. Eiesinnigheid is afgoderry en beeldediens. Broers en susters, ons het nou verlede week spesifiek die kruisiging en die opstanding van die Here Jesus Christus herdenk. Nou gaan hierdie preek in die Ou Testament en dit staan ook in die lig daarvan. Want u moet onthou, die verlossingswerk van God in Jesus Christus die Here werk soos 'n weerligstraal wat op 'n koppietjie slaan. Hy skyn hierdie kant toe in hierdie vallei terug na die skepping toe, maar hy skyn in daai vallei wat na die wederkoms toe gaan ook. So Saul en Samuel staan presies so in die verlossingsgenade van die Here Jesus as wat ons staan wat na die tyd kom. En die eis tot gehoorsaamheid is ook presies dieselfde. En daarom hierdie preek. Dit help nie 'n mens hou 'n spesiale naweek waar jy die Vrydag almal kerk toe hardloop en nou gaan herdenk ons die kruisiging. En Sondag dan ons eredienste wat spesiaal toegespits is op wat die Here het opgestaan en die dood is oorwin. En ons verstaan nie wat dit beteken nie. Wat beteken dit vir my? Dit is nie goed dat in die Bybel staan nie. Dit is nie goed dat in teologieboeke moet staan nie. Dis 'n saak wat die Here onmiddellik my as persoon en elkeen van julle by betrek. Nou het ons hierdie goed gelees. Nou wat staan hier? Hier staan dat 'n mens moet pas op vir verwaandheid en ongehoorsaamheid. Ons dink baie keer dis half onskuldige sonde, dis nie regtig so erg nie. Ongehoorsaamheid, eiesinnigheid, dwarsheid, eiesinnigheid is al altyd dwars gewees. Jy weet altyd beter, jy maak altyd jou eie planne. En hier staan, dit is verwerping van God. En hier staan, as jy so ou is, wat altyd jou eie reëls maak, dan doen jy afgode nie. Is dit nie ek wat dit sê vir die preek nie, broeders en susters, ek het dit nou net vir julle geleer. En daarmee gryp die Here onmiddellik in my lewe in en in julle sin ook. Want hier sê die Here skerp goed. Hy sê, sulke ouens verwerp hy. Dis nie, dit is so ou sondetjie en jy moet my nou maar aanvaar, ek is so gemaak en so wil staan nie. Dit tel nie by die Here nie. Kom ons kyk nou om hierdie ding goed te verstaan. Na die volgende 3 goed. Ek het die preek in 3 gedeel, sodat ons dit maklik kan onthou. Eerst gaan kyk ons, hoekom is die Here so kwaad vir Amalek? Want die Here is verskriklik kwaad. En waar kom dit vandaan?
En dan kom kyk ons 'n bietjie na Saul. Was die arme man regtig so sleg? En dan kom ons by die toepassing, dat ons self, en onthou broeders en susters, ek is by hierdie preek net so aangesluit soos julle, dat almal van ons baie moet waak teen skynheiligheid in ons lewe. Ons begin by Amalek. Hoekom is die Here vir ons so kwaad? Jy kan nie net een teks in die Bybel vat en sê, hier praat die Here nou van hierdie oukie, en nou is die Here vir hom kwaad. Nee, jy moet gaan kyk, wat het hy als aangedoen, sy lewe lang met die Here? Waar kom sy familie vandaan? Watter strepe lê in hierdie hele spul van hulle? Soos DNA amper wat oorgeerf word in hulle geloof. En dan sal jy dadelik verstaan, die Here se woede en toornigheid, die grimmigheid. As ek vir u sê, Amalek kom uit 'n geslag uit wat buite die verbond beland het. Hulle was deel van die Here se verbond. Hulle was deel van die uitverkorenes. Maar het self uitgestap. Want hierdie Amalek is 'n kleinseun van Esau. 'n nasaak van hom. Die Edomite, weet ons, is die groot stam nasaake van Esau. Maar uit die Edomite uit het hierdie klomp Amalekiete gegroei. So hulle is so 'n subfamilie van die hoofamilie van Esau. En Esau, weet ons, was iemand wat nie baie respek gehad het vir die goed wat vir die Here waarde gehad het. Was daar nou goed in die Bybel wat ons baie keer, ag jy lees dit en jy lees dit nog maar nou nie, jy sien dit en dit gaan nie in nie. Nou sê die Here, Esau was 'n man van die veld. En as jy gaan kyk waar het staan, dan kom jy agter. Toe Isak met sy kinders en sy vrou gebid het, is Esau 'n man van die veld. Hy is nie deel van die aanbidding van hierdie familie nie. Dan vat hy twee en sy vrou was. Hy breek hom weg uit dit wat vir die Here belangrik is. En hy het soveel minagting vir die dinge wat hy baie goed geweet het, vir God verskriklik waarde het, dat toe hy honger is, verkoop hy sy eerstgeboortereg. Kom ek sê dit 'n bietjie meer verstaanbaar. Toe verkoop hy die reg dat die Here Jesus Christus die verlosser uit hom en sy nageslagte gebore sou word. Jy sien hierdie streep lê by hierdie man. Nou kry jy dit by die Edomite. Ons lees hoeveel moeilikheid het die Edomite gehad, het die Israel gehad met die Edomite. En nou lees ons van hierdie splintergroep van die Edomite, hierdie klomp Amalekiete. En nou lees ons dat toe die Here Israel nou gaan haal in Egipte, toes hierdie Amalekiete van die eerstes wat die Israeliete aanval. Hulle wil hulle vernietig. Die groot kragte agter hierdie goed lê is, die duiwel weet goed, hier trek God se verbondsvolk. Hy weet goed, hier is ons besig om 'n simbool in die geskiedenis af te teken. Dis die volk van die Here wat hy uit Egipte, wat die simbool is van sonde en die hel en al, gaan haal, en wat hy die beloofde land, wat die simbool is van die ewige lewe, wil gaan vestig. En jy kan gaan kyk, het staan presies so in die doopformulier op. En die duiwel verstaan hierdie goed, en wat wil hy doen? Hy wil die Here se raad breek. Hoe breek hy die Here se raad? Eerste is hy karring met hierdie mense wat aan die Here behoort. Esau is nou al uit, sy nageslagte is nou al uit, hier is nog 'n splintergroep, en dadelik val hulle hierdie mense aan wat vir God iets beteken. Hulle vir wie die Here lief is, net wel, nie volmaak ons nie. Hulle wat vir die Here lief is, wat hy nou gaan haal. Nou lees ons in Eksodus 17 en in Deuteronomium 25, hierdie Amalekiete sien dadelik hulle kans, hulle val hierdie volk aan. Nou goed, die Israeliete het baie getalle gehad, hulle was tussen 5 en 7 miljoen wat daar getrek het. Want jy onthou, nie een van daar is het ooit in hulle lewe 'n swaard hanteer nie, hulle kan nie oorlog maak nie. En hierdie klomp Edomite en daai ander 7 nasies wat almal in Kanaan gebly het, en hierdie Amalekiete, hulle was mense wat geslyk was in oorlog. Hulle het van moord en roof gelewe. En dis hoekom hulle 'n kans gesien het om die Israeliete aan te vang. Dit was toe nou daai geleentheid ook wat
Aaron en Hur Moses se hande moes regop hou, onthou jy? Solank as wat hulle sy hande bo hou, dan wen die volk en sy hande sak, dan verloor hulle. Dan lees ons, nou gaan ons aan met die geskiedenis. Ons moet nou kyk, hoekom is die Here vir Amalek so kwaad? 'n jaar later, hoe sit nou die klomp spioene wat nou moet uitgaan en maar kyk wat gaat alles in Kanaan aan. En nou kom hulle terug en toe sê die Here vir Moses, maar hy moet nie Kanaan van die suide af inval nie. Die Here sê, kom jy met agterom gaan. Nee, en Moses is mos mislukt. En toe is die Amalekiete hierdie klomp wat die Israeliete verslaan en hulle terugjaag, sodat hulle die pad moet loop wat die Here wil hê hulle moet loop. En dan kom ons by die rigters. Dan weet ons van 2 keer wat die Amalekiete Israel aangeval het. Die een keer was saam met Eglon, die koning van die Moabite, Rigters 3, en die tweede keer was saam met die Midianiete, toe hulle Israel se oeste en hulle vee aan gaan stroop. Ons lees dit in Rigters 6 en 7. Wat het ek nou nie vir u gesê nie? Dat daai keer, eerste keer, toe die Amalekiete hierdie klomp Israeliete aanval, toe hulle van Egipte aftrek, toe die Here vir Moses gesê, hierdie Amalekiete moet jy uitroei. Daar moet nie een van hulle oorbly nie. Toe doen hulle dit nie. Toe doen hulle dit nie. Nou sien ons wat gebeur hier, as jy nie vir die Here luister nie, dan haal jou sonde jou in. Dis nou al 'n paar eeue later. En omdat hulle nie daar ons druk gemaak het toe die Here gesê het hulle moet dit doen nie. En die Here is nie net sommer hatig soos wat ons nou met hierdie menseregte stories hoor nie. Hierdie mense was deel van God se verbond en hulle die Here in sy gesig verwerp. En daarom sê die Here, die simbool daarvan is jy kan nie by my in my koninkryk kom en hier namens nie. Ek delg jou op die aarde altyd. Toe doen hulle dit nou nie. En nou het hulle die moeilikheid. En hierdie moeilikheid hou eeuwe aan. Hulle sonde bly hulle by, want hulle wou nie gehoorsaam wees nie. En nou, jare later, hier kom Saul. Van Samuel na hom toe. Wat sê Samuel? Jy moet hierdie Amalekiete verstrooi. Dis maar een sin wat daar in die Bybel staan. Hy het nie net by Saul gaan staan en sê, die Here sê, moet verstrooi, en daar loop hy nie. Ons weet ons hoe werk, hulle het 'n gesprek gehad. Samuel het waarskynlik al hierdie goed vir hom vertel. En toe, dit nou op die punt kom, toe maak hy Amalek nie dood nie. As jy nou daar stukkie gaan lees, dan toe hulle Amalek na hom bring, toe gryp hy hom om die nek, en hy sê vir hom, my broer. God het gesê, maak hom dood. Nee, vir hom is dit sy broer, hier is die Here nou 'n bietjie erg. Die Here het gesê, jy tref daai volk met al hulle goed, met die bandvloek, jy moet dit verbrand, en stikkend kan, jy moet alles tot net maak. En Samuel sê vir hom, die Here het aan my geopenbaar, julle is tussen daai buit ingestorm, julle was vratig, soos wat julle die goed vir julle wou hê, en daai bandvloek moes aan God gewy word. Nee, die Here kan daarom nie afvat nie, dis te erg. Ons moet hier 'n bietjie 'n plan maak, ons vat dit vir onsself. Samuel kom toe probeer hulle dit reglig. Broeders en susters, jy kan nie iets wat jy verkeerd gedoen het reglig nie. Jy kan dit nie eens vir mense doen, jy hoef nie dit vir God staan en doen. Want daarmee openbaar jy wat van binne in jou aan. Nou sê Samuel vra. En hierdie goed, nee sê Samuel vra, jy moet daarom nou baie mooi verstaan, ek is maar hierdie ene koninkie wat hier staan, maar hierdie hele klomp manne, en jy weet, is nou gevaarlike ouens, is nou dik verkleid. Hulle wil hierdie byt hê, en ek het nou nie 'n kans teen hulle almal nie, so ek het hulle nou gelos, dat hulle nou maar 'n bietjie hierdie byt by mekaar maak. En sê, maar ons wil in elk geval vir u God gaan offer. Want daarmee het hy homself klaar geopenbaar, ek luister nie vir God nie, ek is baie meer bang vir die opinie van die mense rondom my. En hierin lê 'n baie dringende waarskuwing van die Here. Ons gaan nou net vir 'n oomblik terug na die begin van die preek. Nou het ek gesê, die opstanding van die Here Jesus Christus maak dat ons ook opstaan uit die dood, so sê die Nuwe Testament. Die opstanding van die Here Jesus Christus het tot gevolg die uitstorting van die Heilige Gees wat my lei, dat ek in die beeld van Christus kan lewe. En dit was nie net na Handelinge 2 so nie. Die Here het ons nog altyd gelei met sy woord en sy gees,
En hier het jy nou 'n voorbeeld van iemand wat 'n streep trek deur wat God sê, hy kan nie die beeld van God dra nie, want hy wil nie. Hy wil nie, hy is God. Hy sal hy reëls maak. Hy buig nie voor die Here nie. Dis heeltemal te moeilik. Dit is nou net mooie ding wat hy nie gaan doen nie. Nou sê die Bybel, hoe werk dit in my hart en in jou hart as ons op daai punt kom? Dan word ons so Saul. Die Bybel sê hy alles wat veragtelik was, verbrand. Dit het vir die bankvloed, in die bankvloed na God toe gegaan. Hoor julle nie iets van Malagi nie? Dat die Here met hierdie volk praat wat nou aan ballingskap gaan. Moet hulle ook nou, ja, ons bid dan, ons offer dan. Sê Malagi vir hulle, ja, maar hoe bid julle en hoe offer julle? Julle maak al julle 6 ure by mekaar tot julle 10 dae dan gaan gee julle dit vir die Here, maar die beste sou julle vir julle self. Jy sien hierdie streep tot gulsigheid wat mense tot sonde verlei, lê al die tyd nog daar. Lang voor die tyd kry ons die veragtelike goed wat sou wil. Dit kan hulle maar vir die Here gaan brand, maar die bestes, die gaan vir hom en sy manne. En dan sê die Bybel baie duidelik, hulle wou dit nie met die bankvloed tref nie. Ons kan nie die Here se wil hier uitvoer nie, en ons gaan dit nie doen nie, want ons kan voordeel trek as ons hierdie ding buig. Hulle oordeel die Here oor doen, nou gryp hulle in. En broeders en susters, nou raak hierdie ding baie moeilik. Hoeveel keer hoor ons in kerklike uitsprake wat wyd geadverteer word? Daai goeders kan jy nie meer doen nie, want ons leef in 'n ander wêreld met ander reëls en alle ander goeders. Die wil van die Here moet in hierdie geval val. Ons maak nuwe reëls wat ons pas en wat by ons tyd aanpas. Presies wat Saul gedoen het. Daai beginsel. Wat die Here dus hier sê, as hy vir jou gesterf het en hy het vir jou opgestaan uit die dood, en jy's 'n Christen, met ander woorde, ek behoort aan Christus. Ek dra my God, Jesus Christus se beeld, dan moet dit in my optrede ook uitkom. En dan moet dit in my gehoorsaamheid uitkom. Want hierdie ding gaan ook oor gehoorsaamheid, want Samuel sê dit. Hoe gehoorsaam was ons Here? Daai man voor die tyd toe hy bloed sweet van vrees. Hy het geweet, maar hulle gaan nie net spyker deur die Arabskap en daar aan wat hy dood is nie. Hy het baie goed geweet, die toorn van God gaan op my neerbrand vir elke mens wat met hemel gaan, van Adam af tot by die laaste baba wat gebore word. Ek gaan nie net sterf en doodgaan soos 'n mens nie. Ek gaan die volle woede van God wat hy breek oor almal wat hom verwerp, gaan hy op my breek. Hy het daai goed baie goed verstaan. Dis hoekom hy vra, as dit U wil is dat dit by my verbygaan, gaan dit nie verby nie. Hy is gehoorsaam en hy gaan kruis toe. Dis hoe gehoorsaamheid lyk. Nou pas ons dit 'n bietjie in hierdie geval by Saul. Kan dit nie doen, wil dit nie doen nie, dis te erg. Maar as ek en jy Christene is, veral in hierdie tyd waarin ons lewe, broeders en susters, dan moet ons gehoorsaam wees. Jy weet, die Here laat ons nie vir die graf nou lewe nie. Ons weet ons leef in die moeilikste tyd van die aarde se geskiedenis, die boek Openbaring sê dit. Maar ons moet ook onthou, ons is die beste toegerus om nou te lewe. Abraham sou nie in hierdie tyd gepas het nie. Hy het nog nie Christus gehad nie. Hy het nie die evangelie gehad wat ons het nie. Hy het nie die uitstorting en die inwoning van die Heilige Gees gehad nie. Hy het nie naby die geweld van die hel wat al ontwikkel was gehad, wat hy hom teen moes verset nie. Ons moet van ons as deur die Here baie meer genade gegee en opgelei om dit te kan hanteer. En daarom moet ons maar in hierdie eenvoudige geskiedenis die Ou Testament leer. Gehoorsaamheid is wanneer jy buig voor God. Gehoorsaamheid is wanneer God in jou werk, in my werk. Sê vir ek, dit is my diere. Ek moet my ore oopmaak as die Heilige Gees vir my sê wat jy nou doen is nie reg nie. Ek moet my waardes buig as die Heilige Gees vir my sê, jy kan nou voordeel trek as 'n mens, maar dis nie wat God wil hê nie. God se voordeel lê op 'n ander plek. Dat ek buig in my deur die Here laat leer en lei. En dit kry ons spesifiek deur die genade van die kruisdood.
deur die genade wat God openbaar met die opstanding. Nou al ons kerke maak in hierdie tyd nou gereed om nou binnekort nagmaal te vier. En as ons nou aan daai nagmaaltafel wil gaan aansit, en ons lees hierdie nagmaalformulier, dan moet jy nou nie dat die dominee tog nou die ding lees en klaar kry dat ons kan nagmaal gebruik en hy toe gaan voor die koorgrond nie. Hoor wat staan daar? Ek sê, Here, ek kom sit aan die tafel, maar die sonde wat in my is, en teen my wil in my oorgebly. Dis wat ons sê, as ons daai formulier lees. Kan jy in hierdie nagmaaltafel kom sit en dit eerlik vir die Here sê? Ek sien broeders en susters, hierdie stuk in die Ou Testament, hierdie openbaring, is ingrypend in elke mens se lewe. En dis hoekom die Here vir Saul in die Ou Testament kan sê, jy moet gehoorsaam wees. In die Nuwe Testament soveel skerper. Luister 'n bietjie wat sê Paulus. Hy skryf nou vir die Galasiërs. Kom ek gee gou vir die agtergrond, verstaan jy hoekom skryf hy dit vir hulle? Galasië was die deel wat ons vandag waarskynlik ken as Frankryk. Daar was 'n klomp kerke in, gaan lees maar die eerste paar verse van die Galasiërbrief. In hierdie klomp kerke het dus so 'n soort van 'n skynheiligheid in hulle ontwikkel, dat hierdie ouens wat uit die Jodendom uitkom, wat daar nou besny is, hulle het so 'n bietjie 'n opperstatus gehad, voor hierdie ouens uit die Heidendom uit, wat net gedoop is, dis nie ook besny nie. En toe kom Petrus daar, die apostel Petrus. En toe maak Petrus wat Saul hier gedoen het, toe skaar hy hom by hierdie ouens wat deel is van die besnydenis. Hulle is daarom so 'n bietjie van 'n opperklas as hierdie ander ouens. En toe het dit verskriklike kerklike verdeeldheid veroorsaak. En toe by die gemeente van Antiochie het Paulus en Petrus mekaar ontmoet, en Paulus en die kerkraad van Antiochie het vir Petrus gegryp oor hierdie dwaasheid wat hy aangevang het. En toe Petrus nie sy fout gaan regmaak nie. Die Here het Paulus gestuur om daai fout te gaan uitstryk. En dan skryf hy die Galasiërbrief. En daarom skryf hy in daai brief hierdie ding: Ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Vir hulle het ek geskryf, broeders, susters van Galasië, hou op baklei oor 'n ding wat nie jou saligheid raak nie. Luister vir die Here Jesus en wees gehoorsaam. Dan sê hy, kyk na my, ek wat Paulus is. Julle moet soos ek wees, die Here moet in jou lewe. En nou is dit presies wat van Saul openbaar is. Ou Testament, niks verander in die Nuwe Testament toe nie. Ek het nie nou die vryheid om te gaan doen wat ek wil nie. Nou soveel meer moet die Here Jesus Christus die middelpunt van my lewe wees. En moet ek met nougesetheid luister na wat hy leer en wat hy my vra deur sy Gees. Broeders en susters, ons leef in 'n wêreld wat wild word. Lank al eintlik wild is. Wat nie meer regtig mooi waardes het nie. Maar dit gaan nie vir my en jou verskoning wees nie. Ons weet wat's reg. En nou kyk ons hier, wat maak die Here met iemand wat nie leef soos iemand wat in Christus verniet is nie? Alles uit die Ou Testament. Hy word deur dieselfde bloed van Christus verlos as ons. Nou het ons gelees en dat ons 2 voorbeelde. Die eerste een is die Amalekiete. Hoekom sê die Here vir ons dat hierdie aard was 'n Amalekiet? Ek kon ons maar net gesê het, ons maar daai volk se koning. Daarmee wil die Here sê, kyk wat word van 'n kerkmens wat die spoor verloor. Hierdie aard kom uit hulle uit. Hulle was deel van die verbond, hulle was almal besnede mense gewees, voordat hulle voorvaders die spoor verloor het. En nou kry hulle die vloek van die Here oor hulle. Dis hoe hulle nou lyk. Dis wat hulle begin doen. Hulle lewe is oneervol. Alles is verkeerd. Hulle waardes is verkeerd. En dan gaan die Here hulle uitwis. So dis belangrik om te kyk, wie is hierdie ou? Wie is sy familie? Waar kom hulle vandaan? Wat was hulle verhouding met die Here? Waar gaan hierdie goed nou heen? Tweede voorbeeld, uit hierdie selfde gedeelte wat ek gelees het. Saul. 'n man wat veronderstel is om die Here te ken.
maar hy wil nie die Here leer nie. So die seun van Kus is die stam van Benjamin. Hy's nie 'n buitekerkmens nie, hy's 'n kerkmens en ons terme sy naam staan op die register. Nou moet sy slaaf vir hom sê, hier is 'n man van God, hy weet dit nie eers. Nou moet hy Samuel sien hom, Samuel leer hom. Samuel vertel hom alles van die Here. Daai dag toe hy met koning word, kry hy by die donkiesweg. Nou moet hulle hom gaan soek en hulle gaan haal hom, hulle sien hom en hulle leer hom, hy's naby aan die Here. Hy het altyd hierdie verset teen die Here, maar die Here bly hom soek en die Here bly hom gaan haal. En daai Here wat hom gaan haal en wat hom oor sy volk aanstel, wat Samuel sê vir hom, jy moet nie vir my kom sê hierdie manskap deur rondgestoot nie. Jy is die koning. Jy is die een wat moet sê. Jy is die een wat moet leiding gee. Nou sê die Here hier, hy wil nie. Hy's eiesinnig. Hy's ongehoorsaam. Dan verwerp die Here hom. Nou die Here twee voorbeelde van mense wat mekaar uitroei, maar hulle is albei al deur die Here verwerp. En dan kan jy amper sê, die afleiding is dan as die Here jou verwerp, omdat jy die Here verwerp, hy verwerp jou die eerste nie. Oor jou dinge wat jy doen, dan gaan jy word soos hulle, dan lei die heidene op met mekaar. Dan kan hulle nie eens regkom nie. En dan sê die Here, dit is afgodsdienst. En ons mag nie afgodsdienaars wees nie. En die Here voel sterk daaroor. So dit is dit ons maar nou nie sê, dit is soms so nie. Die Here sê vir Samuel, vers 35, hy sê, weet jy, ek het berou, ek het hierdie man koning gemaak. Ek het berou, ek het hom koning gemaak. Hy wil nie luister nie. Nou kom ons kyk nou na die toepassing. Samuel by Saul kom. Toe Saul nou verskriklik vrolik. Kyk, hy is so opreg, soos wat jy dit net nie kan ken nie. En ons weet, dis hoe die lewe werk. Broeders en susters, ek en julle is almal in die geloofswêreld en ons leef in hierdie wêreld en ons weet hoe is ons. Toe Samuel nou by hom kom, toe sy vreeslik vrolik, hy is opreg, lyk dit en hy sê, mag jy geseënd wees deur die Here. Ek het die woord van die Here uitgevoer. Hy weet hy het nie, maar hy dink Samuel weet nie, dat hy dit nie gedoen het. Dit is dat die Here langer aan Samuel openbaar. Want broeders en susters, as ek en jy droog maak, dan vlek die Here vir jou oop, en veral op 'n tyd en op 'n manier wat jy dit nie kan bekostig nie. Soos hier. Later in die preek gaan ek weer daarna verwys. Hy het nie die wil van die Here uitgevoer nie. Hy het seker maar gedink, hoe sal hierdie ou man, Samuel, lei dit dan van weet. En nou ontmasker die Here hom. Hoe sê Samuel vir hom? Is dit so? Wat sal geblaar hoor? Ek hoor aan nou meeste en klein veeblaar. Waar kom dit nou vandaan? En nou begin Saul nou weer lieg. Ons kan nie altyd deur iemand se skynheiligheid sien nie. Iemand kan ook nie altyd deur my skynheiligheid sien nie. Maar broeders en susters, die Here kan. En hy doen. Iewers gaan ons voor die Here staan, voor sy regterstoel. Die Here kan ons in hierdie lewe al openbaar maak, en kyk dan net hoeveel skandes en bedrog gebeur in ons land, op hoeveel maniere. Jy kan amper net die TV of koerant oopmaak nie, of luister nie, dan is dit bedrog en goed, wat net die hele tyd uitkom, die een na die ander, en dis waar die wêreld heen gaan, as jy nie vir God luister nie. Maar dan moet jy onthou, ons het net nou gebid vir 'n gesin wat iemand in die dood afgestaan het. Ek en jy gaan ook doodgaan. En jy kan nie daai oomblik verbygaan nie. En broeders en susters, of ek en jy wil of nie wil nie, daai oomblik staan ek en jy voor die Here, dan kyk hy in ons oë. Dan gaan hy vir jou sê, wat hiervan en hiervan en hiervan. En wat maak ons dan? En wat maak ons die wederkoms? As die Here die bevel aan die aarde gee, en hy sê, ek soek die gelowiges eerste, staan die 1 Korintiërs 15, staan die 1 Tessalonisense 4, en Openbaring 14. Al die mense staan nie gelyk op. Die Here gee die bevel, en hy sê, ek soek die gelowiges eerste. En ons staan nie saam met daai eerstes op. Die gelowiges is die eerste. Jy sien,
Ons moet nie lewe asof die lewe nie vorentoe 'n adres het nie. Ons moet nie wees so Saul wat eers lieg en dan bely nie. En dan jou sonde wil toesmeer nie. Eers doen hy nou hierdie sonde, toe Samuel hom vra, toe lieg hy daaroor, hy is nog 'n en vals, nee, dis nou die manskappe, en dan wil hy Samuel oortuig, hy was onder geweldige druk, en sê vir Samuel, vir hom nie vir my lief nie, jy is die koning, en dan sê hy vir Samuel, maar ons het daar die beste uitgehou vir die Here, dan sê die Samuel vir hom, dit is nie so nie, ek gaan nie saam met jou offer nie, en dan die toesmeerdery. Dis die laaste stukkie wat ek gelees, dan sê hy vir Samuel, nou ja, maar jy moet daarom saam, ek kom terug, as ek nou na die weermacht toe teruggaan. Want as jy nie gaan saam gaan nie, jy loop oor hierdie bult en ek kom alleen daarom, dan is my eer daarmee. Stap net saam met my, dat jy my bietjie boe. Sê Samuel van, ek sal nie, jy het die gemors veroorsaak, jy met jou eie kolle uit die vuur uitdraag. Dan draai Samuel om en hy loop. En dan werk sy toesmeerlik uit ook nie. En daai seer oomblikke wat in die lewe lê, broeders en susters, kan so vermy word as ons net vir die Here luister. Dis wat die Here ons leer, dis 'n oproep. En weet jy, dis 'n troostpreek nie, dis nie 'n oordeelpreek nie. Die Here sê, luister net vir my, vir jou gesterf. Jou saak moet God klaar gemaak. Ek het vir jou opgestaan, jy het die ewige lewe, moenie eens daaroor twyfel nie. Ek werk in jou, moenie wonder of die Heilige Gees in jou bly nie. Die dag toe jy gedoop is, het ek het voor 'n hele gemeente bevestig. Ek woon in jou, jy is my eiendom. Gaan leef dan soos 'n gehoorsame mens wat bekeer is, uit genade, nie om in die hemel te kom nie, dis nie nodig nie, ons is klaar daar. Laat almal in ons kan sien, anders dan hierdie woorde, vers 23, omdat jy die woord van die Here verwerp het hy jou as koning verwerp. Dit help nie ons sê Here, Here nie. Broeders en susters, dit is so vals as jy sê, jy ken die Here, jy kan 'n ouderling wees, jy kan 'n dominee wees, jy kan wees wie jy wil, jy kan Here, Here, maar as jou lewe nie klop met jou belydenis nie, dan is jy vals. En onthou die brief aan Jakobus, dis nie die apostel Jakobus nie, dis die Here Jesus se broer Jakobus wat daai brief skryf. Nou sê hy vir hierdie klomp gelowiges vir die brief skryf, hy sê, julle sê Here, Here. Julle sê sommer Here, Here asof hy jou maat is. Die duiwel sê dit ook, weet julle, in die duiwels vrees. Hoekom sê Jakobus dit? Gaan nou saam my terug. Een keer preek die Here daar in die sinagoge. Daar agter spring 'n duiwel beseet nog op en hy skreeu hier oor die hele gemeente. Ek weet wie jy. Jy is die Christus, jy is die Heilige van God. En dan skreeu hy, moet my nie voor my tyd pynig nie. Dis hoekom Jakobus sê, hierdie duiwels, hulle sê Here, Here, maar hulle sidder wanneer hulle dit sê, want hulle weet hoe lyk die vlamme van die hel wat hulle wag. Moenie oor die Here praat, sommer net so asof jy moet die baadjies rondom is nie. Leef voor die almagtige God, wat die magtigste God wat ons nie eens kan verstaan nie, gedoen het om ons te red. Hy sal ons nie red nie, dit is hy klaar. Ek en jy is geredde soos ons hier sit en staan, en daarom hierdie appel. My skuld is vergewe. Moenie wonder of die Here jou sonde vergewe het nie. Hy het. Nou verseker die Here ons. Hy giet sy genade oor ons uit. Maar dan hy hierdie appel. Nou verwag ek van jou gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid, broeders en susters, nie daar waar ek en jy nie binnekom is. Nie waar ek en jy alleen is, nie hier nie. As jy in die wêreld staan daar buite. En hierdie ouens wat half gelowig is, en hierdie ouens wat vals gelowig is, en hierdie ouens wat hulle lewe met leuns en met valsheid bou, daar vra die Here jou getuienis, daar moet jy jou staan, daarmee sê ek lyk nie so nie, ek doen nie so nie,
die Here vra van my anders, dat jy nie so sou sê, ek het maar 'n bietjie gebuig, want ek was bekommer oor hierdie ouens se siening oor my nie. Dat ons in die volle gehoorsaamheid wat ons kry deur kruisopstanding en uitstorting van die Heilige Gees, dat ons daarin lewe. En broeders en susters, verstaan dit ook, dis die laaste paar sinne van hierdie preek. Om gehoorsaam te wees aan die Here Jesus is nie so 'n swaar lewe dat jy eintlik moet wyd wees daarom nie jou onderlik raak te trap. Om gehoorsaam te wees aan die Here Jesus is 'n lewe van jubeling. Ek is volmaak deur God gemaak. Ek hoef nie as die dood na my toe aanstaan, so klein bietjie bang te wees nie, want die dood is nie meer vervloek as die aarde om jou ontwil nie. Johannes op pad na sy strand staan, toe die Here vir hom sê, kom hierna toe, kom hier na my troon toe. Toe sien Johannes 'n muur, daai muur is die dood. En toe sien Johannes maar hier is 'n deur, en toe hy deur stap, toe hy voor die troon van die Here. Nou verstaan ons, hoekom moet ek bang wees vir mense, hulle opinies, as God vir my 'n deur gegee het waardeur ek uit hierdie lewe uit na hom toe stap in sy heerlikheid. Niemand kan niks aan my doen nie. Ek is dankbaar, Here, dat ek dit kan weet. En dan sê ons vir onsself, kom ons skep moed, kom ons juig in die Here, kom ons lyk soos mense wat nou al as ware voor die Here se troon staan, wat saam met die engele sing. Amen. Kom ons dan. Here, U is die ewige. Daar is nie 'n God soos U nie, daar is geen God nie behalwe U en U alleen. En ons dank U, Here, dat U ons troos, dat U ons leer, dat U ons waarsku. En Here, ons prys U omdat U ons vashou. Omdat ons nooit uit U genade kan uitval nie. Here, hou ons op vas, dat ons nie, soos die van wie U ons leer, ons nie moet wees nie, dat ons nie uit U verbond uitstap, omdat ons nie daar binne wil wees nie. En daarmee U gramskap op ons haal nie. Leer ons U reg te weet, om Christus ontval. Amen. Broeders en susters, ons slotpsalm, dis Psalm 118 vers 14. En nou sing ons die goed wat ek vir u gepreek het. U is my God, al my verlange. U prys ek om U majesteit, my God. U loof my lofgesange van nou af tot in ewigheid. En dan die oproep, ek is nie die Here se enige kind. Loof almal saam met jubelsange. Gods goedheid ken geen grens of tyd, geen hede, toekoms of vergange. Sy goedheid dien in ewigheid. Psalm 118 vers 14.
die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.